Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. 'n korrel word gesaai, die verganklike, die hemelse word opgewek, die onverganklike. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Al sug jy en voel beswaard, daar is 'n ewige hoop, 'n lewe vry van die aardse, nuut en vry. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Halleluja, soos donderslag, Here God almagtig, hy is koning, jou Vader vir ewig. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Nie meer pyn, trane, smart, moeite is verby, vrede, rus, soos beloof. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Goeienaand en hartlik welkom by ons Woensdagaand Bybelstudie in Afrikaans. Nou vanaand gaan ons die sondeval doen. Jy is ingeskakel op die Duck Facebook radiostasie. Ons saai uit op die aanlyn kerk op Facebook en dan stream ons ook vanaand direk na YouTube toe, ook onder die aanlyn kerk. Ja, so dis ons tweede uitsending wat ek so probeer doen. Tot dusver werk dit mooi, die syne help ons en dit het mooi gestabiliseer, so ek stream direk op Facebook en ook op YouTube vanaand. So waar jy ook al wil kyk op die twee platforms, jy is meer as welkom. As jy die kommentare op die stadium sien ek nou net op Facebook, want my Facebook is hier so oop, ek kyk nie die hele tyd op die rekenaar vir die YouTube nie, maar die YouTube is daar aan die gang, hy stream mooi daarso. So ja, die Here help, en ons kry die wysheid en die insig om dit wel te kan doen, en soos wat ons dit sal kan doen, en die middel is beskikbaar, gaan ons dit wel so uitsorteer. Halleluja, is dit nie amazing nie? Want baie mense het al gevra, hulle sê hulle het net YouTube, en dit is ook nie vir hulle so lekker om net na die tyd te kyk nie, maar nou ja, nou kan jy lewendig kyk op YouTube ook. Maar ja, die boodskappe deel ons na die tyd ook op Telegram, en op Telegram, die audio en die video doen ons op Telegram, want ek stream ons op direct YouTube toe, so hy bly daar, die livestreams bly daar so ook, soos op Facebook, so geniet die aand saam met ons in ons Bybelstudie. Wat 'n interessante onderwerp wat ons vanaand gaan tackle. Nou dit wat ek vanaand met u gaan bespreek, ons het al oor baie van hierdie aspekte gepraat, maar daar is iets spesifiek wat ek vanaand wil uitlig, wat ek met jou wil deurpraat, sodat jy ook geloof sekerheid kan kry vanuit die woord van die Here. Nou voordat ons aangaan, gaan ons eers oopmaak met gebed. Hemelse Vader, ek wil U net prys en loof en eer en verheerlik. Hoe wonderbaar is U in die hemelse leerskare en die krag en die majesteit en die lieflikheid van U Vader. U is so lieflik en loflik en vol heerlikheid en krag, die oorsprong van alles, die oorsprong van lewe, die begin van alles.
Daar's geen begin soos die begin van U nie. As 'n mens daaraan dink, Vader, draai mense maag om te dink, U het bestaan. En U gaan tot in ewigheid nog steeds bestaan. Baie dankie, Vader, dat U 'n God is van liefde, genade, barmhartigheid, regverdigheid en geregtigheid. Ons gaan dit vanaand weer eens sien en beleef, en ek wil vra dat U my sal help dat hierdie boodskap vanaand tot eer en verheerliking van die koninkryk die waarheid sal uitdra, want dis net die waarheid wat ons kan losmaak. Maar ons moet ons hart oopmaak, 'n goeie en 'n edele hart, 'n nederige, ontvanklike hart, om die woord te ontvang, nie akademies en eintlik na te sit met kritiek en daai tipe van goed nie. Toe ons nou weer so in die Bybel lees, deurgaan, Dinsdagoggend, toe sien ek hoe die Fariseërs gekom en stel hulle vraag aan U, Here Jesus, en hulle kom met die versoeking, hulle kom om U te versoek, hulle wil nie regtig 'n antwoord hê nie. En baie keer is ons ook maar hipokrities en luister na die woord, Vader, en tog kan ons sekere dinge soms so maklik aanneem, ons maak ons hart oop daarvoor, maar ander dinge, dis asof ons sukkel. Vader, maar vanaand kan U woord in die liefde, genade, wysheid en barmhartigheid ons harte penetreer, sodat dit kan vrug dra vir die ewige lewe. Ek wil dink vanaand aan al my broers en susters wat siek is, hulle wat oulik is, hulle wat genesing en hulp nodig het, Vader, in hulle liggame. Wil ek vra dat U asseblief sal help en asseblief sal genees, Vader, en dat U net bystand sal lewer. Ek wil U net prys en loof daarvoor, Vader. U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Ek wil bid dat U vir U kinders sal voorsien, ook finansiëel, die wat in benoudheid is, die wat in angs is, die wat voel, Vader, ek weet nie waar gaan my volgende vandaan kom nie, ek weet nie of ek hierdie einde van die maand gaan maak nie, wil ek vra dat U ook hulle sal help en voorsien en sal gee wat nodig is, Vader. Ons dank U daarvoor. En ons loof U in die naam van die Seun Jesus Christus. Dan is daar hulle wat ook verlossing nodig het en bevryding nodig het van sekere karakters, geaardhede, sondige gewoontes, as hulle wat die stryd stry, hulle het ingeklim en gesê, die Here moet my help, hierdie saak moet in my lewe uitsorteer. En Vader, ek wil vra dat U ook so my broers en susters sal verlos wat ook in hierdie stryd sit. Here, dankie vir die wysheid, dankie vir die insig, dankie vir die kennis, dankie dat ons U kan vrees volgens U woord. U hande het ons gemaak, sodat ons U kan dien, sodat ons U woord kan vrees en kan leer, en ons lewe daarvoor kan inrig. Dankie vir Vader in Jesus naam. Amen. Wat 'n heerlikheid om so met ons hemelse Vader te kan praat. Dit is werklik 'n voorreg. En ek wil gou net vir julle hier so ietsie lees, voordat ons begin. Nou is my kamera daar so dood. Okay, nou is hy weer lewendig. Soos jy daarvan bewus is, die laaste week was maar net bietjie baie stil gewees met die jeugbediening wat ons in die gang kry. Mens kan nie glo as jy nou iets niets begin, hoeveel dinge en hoeveel tyd dit van jou vat, tot hy nou 'n bietjie momentum begin kry, en hy kan nou lekker begin opstyg en gaan, dan begin dit nou so 'n bietjie gemakliker te raak, né? Die werksdruk bly daar, maar mens begin in dit te gaan. So die laaste 2 weke kan ek maar sê, die momentum was so 'n bietjie, ons normale momentum was so 'n bietjie gestuit, maar ek dink, die produk, of ek sê die hele tyd produk, hoekom ek sê produk, dit is nou 'n afbreek eintlik aan dit wat die Here vir ons doen, maar dit wat U gesien het Sondag aand met die jeugdiens, Deborah het vandag vir een van hulle kliënte die jeugdiens gespeel, dis 'n ouerige tannie, en sy het net daar en dan die link gesoek, sy wil dit so ver as moontlik versprei, so ver as wat sy kan. Dit het haar so diep getref, die jeugbediening wat hulle sommer aan die salon gespeel het, sê tannie, dit is 'n gereelde kliënt van Deborah, kom kyk hierso, want sy geniet die musiek ook, en toe sy nou daai jeugbediening sien, toe sy uit die veld uit, en so die jeug wat dit versprei, en so U wat dit versprei, so ek dink U kan sien die moeite wat daar ingaan, die tyd wat daar ingaan, en die Here help ons, moenie ons jammer kry nie, ek en Karen opgesign vir die job, bid net vir ons, dat die Here vir ons die wysheid bly kan gee. Daar sê. Maar ek wil nou, wat ek nou eintlik by wil uitkom, ek gaan nou oor die psalmliedere, wat ek nou op 'n stadium begin het, elke 8 verse wil ek 'n lied van maak, nou ek het al klaar tot by vers 72 liedere gemaak, en die vandag, so voor die diens, dis kom ek so bietjie laat is, want as jy laat is, dan skarrel jy en jy druk die knoppies mis, en dis jy hele de mekaar besigheid, maar nie met min ons is op die lig.
'n meesterstuk, sê Lizelle. Ons het na die tyd terugvoer gekry, die jong mense in huise was vasgekluister gewees. En ons prys die Here daarvoor. Nou ek het vandag geskryf so voor die diens van vers 73 tot vers 80, maar wat my getref het was eintlik die eerste vers. En ek wil dit gou vir jou lees net ter inleiding van hierdie sondeval, want dit het ook te maak met die sondeval saak. U hande het my gemaak en my toeberei. Maak my verstandig dat ek die gebooie kan leer. Nou ons weet, en is nou al mooi geleer, Psalm 119 gaan oor die Here Jesus. So dit is al klaar sy voorbereiding, wat hy in die hemele gedoen het, wat in profetiese psalm geopenbaar is aan ons. So hier kan ons sien sy nederigheid. Hy het God nooit gaan beveel en God gaan herinner aan beloftes en gaan dinge verklaar en hy is in die hemel, in God se heiligheid, in sy teenwoordigheid. Spreuke 8 praat ons van hoe Jesus, toe hy geformeer was, hoe het hy op die wêreld rondgespeel en al die mooi dinge. Karen het vandag daai liedjie geskryf op aanvraag van Kathleen. So daar's 'n nuwe liedjie op pad ook vir daai enetjie. En dit is so 'n mooi liedjie. Was awesome, glad nie te verwag nie. Baie dankie vir julle liefde, moeite en julle insit. Trane het geloop met amazing. Das sy loof die Here daarvoor. Maar nietemin, u hande het my gemaak, maak my verstandig dat ek die gebooie kan onthou. So dit is Jesus wat hy vir die Vader vra. Vader, u het my gemaak. Hy het dit erken. U hande het my gemaak. U het my toeberei. Maak my verstandig. Nou, Jesus in die hemele was al klaar verstandig gewees. Want hy was in God se volmaaktheid. Hy was nie besig met sonde en ongeregtigheid nie. Dat ek u gebooie kan leer. Kyk die nederigheid van die Here Jesus. Dit wat hy gevra het. So wanneer ek baie keer die liedjie skryf, en ek gaan nie deur, dan skryf ek dit uit die oogpunt uit. Jesus het dit gevra, maar God het geantwoord. So baie keer my liedjie sal jy sien, dis eintlik die antwoord. En hoe Jesus geleef het en geleer het by die Vader, die gevolg, die antwoord van sy gebed. Want ons weet, dat Jesus was verstandig. Hy het die gebooie van die Vader geleer, want wat sê hy? Dit wat ek aan julle oordra, dan net alles wat God sê is sy gebod, dis sy woord, dis sy insettinge. Dis wat hy wil hê ons moet doen, dit is wat sy wil is. En Jesus het dit ten volle gedoen. So, dit is my, en dan ook in vers 75, is my so mooi, dis in Psalm 119, as ons nou daar is op. Ek weet, Here, dat die oordeele regverdig is en dat u my uit getrouheid, hoor mooi, uit getrouheid verdruk het. Terwyl Jesus op aarde was hy in 'n konstante verdrukking. Ons wil verdrukking vryspring. Hoekom kon Jesus Satan oorwin? Want in sy verdrukking het hy geleer om die woord van God te hou. In hy persing het dit hom gehou by die Vader. En alreeds bykans 4000 jaar voordat Jesus op aarde verskyn het hy homself al voorberei, sodat hy 33,5 jaar op aarde volmaak kon geleef het. Dit moet ons in 'n prentjie bring, net om te sien die nederigheid. Wat 'n arrogante houding het ons teenoor God. Nou verwag ons dinge moet uitsorteer, ons lewe moet uitsorteer, dinge moet net verander en God moet net voorsien en hy skuld my, ek skuld hom nie ensovoorts. Dis die houding wat die mens deesdae het. En nou praat ek van in die Christelike kerk, ek praat nie van die wêreld nie. En baie keer in ons eie hart is dit nie so nie, is asof ons God wil beveel. Nou lees ons in die Nuwe Testament in 1 Tessalonisense, kom ons lees net gou daarso. Want die woord sê ons moet in Jesus se voetspore volg. Ons moet verstaan wat hy verstaan het. Dis hoekom hy gesê het, ek is nederig en sagmoedig. Nederig van hart en sagmoedig. Hy is sagmoedig en ons moet by hom leer. As ons deur psalms lees, ek weet partykeer nie hoe lees mens psalms nie. Maar as ek psalms lees, dan sien ek die nederigheid, die afhanklikheid. Nie iemand wat God beveel en hom vir hom sê wat hy moet doen en hoe hy dit moet doen en wanneer hy dit moet doen nie. En as ons mooi daaroor kyk, daarna kyk, dan sien ons dat alles het
altyd gegaan vir Jesus om die woord van God tot uitvoer te bring, nie om blessings op aarde te kry nie. Sy groot saak was die woord van God. Na die jeugbediening van Sondag het ek nog vir 2 dae gevoel soos een wat besig is met kosteberekeninge. Presies so gevoel paar jaar gelede voor ek my hart vir die Here gegee het. Die jeugbediening was en is amazing, sê Ancient vir ons. Dis 'n mooi getuienis daai. Nou kom ek lees gou vir julle hierso. Is 1 Tessalonisense of 2 Tessalonisense. Ek gaan net gou vinnig loer. Ek dink is 2 Tessalonisense 1. Ons is mis besig met Bybelstudie, né? Dis is lekker. Kom ons lees 2 Tessalonisense 1 vanaf vers 3 tot en met vers 5. Tot en met vers 5. Ok, ja, gaan net tot vers 5 lees, anders gaan ons dalk nie 'n verkeerde ding in hardloop. Ek gaan dit soms op die skerm bietjie vir ons kry. 2 Tessalonisense 1 vers 3 en ons gaan nou skerm toe. Daar gaat ons, daar sê op die skerm. Ek wil dalk net vir julle ook groter maak, want julle gaan nie daar by die huis daai woorde kan sien nie. Ja, ek dink dis nou duideliker. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Sodat ons self in die gemeente van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en verdrukkinge wat julle verduur. Vers 5. 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Let op, en dink nou aan dit wat ons op Psalm 119 gelees het. Jesus het gesê, dit is u regverdige oordeele, en uit u getrouheid het u my verdruk. En Jesus is in die hemel. Hy beleef en ervaar en is saam met God in sy heerlikheid. Hy is die seun van God, hy is die woord van God. Hy het 'n naam gekry bo elke naam. Want hy het nie teen die prikkels geskop nie. Hy het nie sy verdrukking geskop nie. Hy het besef, daai verdrukking hou hom getrou, dis God se regverdigheid in sy alwysheid, want hy weet die mens. En Jesus het 'n menslike liggaam gehad. Hy was afgesny van die hemele soos ek en jy. Maar omdat hy 'n volhoue verhouding met die Vader gehad het, in gedissiplineerdheid, in getrouheid, kon die Vader hom gedra het, maar hy het al klaar in die hemele homself voorberei en al klaar sy nederigheid getoon en sy afhanklikheid teenoor die Vader. Het al in die hemele gevra dat die Vader hom sal help. Soos hy nou al 4000 jaar tyd spandeer het om homself voor te berei, terwyl hy op die aarde is, nog verdere tyd in die Vader spandeer het. Dink ek moet dit iets vir ons sê. Nou gaan ons in verdrukking. Wat is jou verdrukking vandag? Finansies, geld, siekte. Wat is jou saak? Verhoudings wat uitmekaar uitval, mense wat elke dag teen jou is. Maak nie saak wat is jou verdrukking nie. Wat leer ons uit ons verdrukking? Ons leer altyd, nee, die Here dra my deur en ag nee, ons sal aan die ander kant uitkom en ons kyk net na die tydelike saak. Terwyl ons in Psalm 119 lees van Jesus om hom te leer ken, het dit altyd gegaan uitsluitlik oor God se woord om dit te volbring in gees en waarheid. Dit is wat hy voor God gebring het. Dit is wat sy onderworpenheid en sy afhanklikheid voor sy Vader. So ons moet by hom leer en daarom moet ons verdruk ook word. Dis God. Wat sê hy, dit is 'n teken van die regverdige oordeel van God. God is regverdig, die wêreld is in druk. En ons is in die wêreld. Ons is nie meer van die wêreld nie. As jy jou hart vir die Here gee, is jy nie van die wêreld nie, maar ons lewe nog asof ons van die wêreld is. Maar daai drukking moet maak dat jy moet breek met die wêreld. Want die godsaligheid leer ons om die wêreldse dinge te verloon. En as die godsaligheid in jou nog gedagtes gee van 'n verskoning om nog deel te wees van die wêreld, dan moet jy jou evangelie of jou wedergeboorte of jou oortuiging herevalueer. Want dit is wat die woord my leer. Al val ek, al struikel ek sondig het, weet ek en God se gees is daar om my oortuig, staan nie dit verkeerd gedoen en ek moet dit bely en uitsorteer. Ek kan nie verskonings aanbied nie.
En ons het te veel verskonings. Wat is die grootste verskoning wat ons het? God is genadig oor my, hy ken my, hy werk in my, los my uit. Terwyl dit 'n baie arrogante houding is. As ons kyk, Jesus het nie so 'n houding gehad nie. Hy was nederig en sagmoedig. Maar nietemin, dit is net oor inleiding. God het hom gemaak om te leer van sy gebooie. So ek en jy is gemaak sodat ons van God se woord kan leer. Nou vanaand is een van daai aande wat ons so 'n bietjie meer verder uit God se woord uit kan leer. Nou, die sondeval. Nou dit gaan alles oor die begin. Nou ons het al baie gepraat oor die begin en die gevolge van sondeval en van die vorige Bybelstudielesse. Ons is nou al by deel 21 van ons 28 reeks Bybelstudie. En die volgende een, as die Here wil, gaan eindtyd wees tot aan die einde. Okay, maar hierdie is al so lekker fondasie en net so 'n laaste punt wat ons moet begin verstaan van 'n geestelike wêreld. As ons nie kan begin klik van 'n geestelike wêreld teenoor die vleeslike nie, gaan die eindtyd vir ons nog meer duister en donker wees. Al verduidelik dit vir jou baie mooi duidelik en eenvoudig soos vir die Here dit vir ons verduidelik het. Nou, hierdie gaan net as 'n basiese herinnering en 'n opvolg en om 'n paar dinge met julle deur te praat. Dan is daar 'n baie interessante aspek wat ek bietjie op wil stilstaan en waarop ek gaan uitbrei. En dit gaan oor die stof. Goed, so ons gaan bietjie daarop stilstaan, maar voor ek daarby gaan uitkom, wil ek net gou so 'n bietjie in jou handleiding net so 'n paar punte aanraak, dinge wat jy al klaar gehoor het, maar as 'n refresher, en ek weet ons kan nie altyd alles onthou nie, en baie keer gaan dinge verby ons, en dan as jy dit vir die 3de, 4de, 5de keer, 10de keer, 20ste keer hoor, dan snap jy hom, dan het jy hom as hy in jou hart, maar omdat jy die eerste keer jou hart vir die saad oopgemaak het, en hy saad intussen begin groei en die volgende zap, daar het jy hom nie. Jy snap hom, maar nietemin, ons dank ons God werklik, as ons God werklik lief het met jou hele hart en verstand, sal ons hom graag beter wil ken en doen wat hy sê. Dis absoluut so. Nou kom ons begin sommer by bladsy 1. Ek gaan sommer so 'n paar sinne daar lees, so 'n paar punte uitlig en ons gaan so deur die handleiding vanaand blaai. So blaai saam met my, kyk saam met my en geniet die Bybelstudie net saam met my. Nou, ek gaan nou met die heel eerste paragraaf gaan ek begin lees. Net soos die res van die skepping, het God die mens in die begin goed geskape en die mens was nie aan verganklikheid onderworpe nie. Nou, omdat ons vlees is die geestelike vir ons eintlik, soos baie mense sal sê, 'n fantasie. Dit is ontoereikbaar. Ons het dit nooit gesien nie. So dis eintlik vir ons die onbekende, is dit nie so nie. Maar voor die sondeval was die geestelike wêreld vir Adam en Eva die bekende, want is al wat bestaan het. Eers na die sondeval het ons wêreld in wording gekom. Goed. Nou die kernwaarskuwing of gevolg van ongehoorsaamheid wat God aan die mens gerig het, was dat hulle sou sterf. Goed. En tog het die mens aanhou bly lewe. So hier kan ons duidelik sien dat God, as hy praat van sterf en dood, gaan dit nie net oor die dood van die aardse liggaam nie. Dit het iets te maak met die siel, want Adam en Eva was in die begin siel. Satan se koninkryk is die koninkryk van die doderyk, die dood, die hel. Goed. So dood in God se koninkryk in beginsel beteken net om van hom geskei te wees, om nie meer deel te wees van sy koninkryk nie. Nou wanneer hulle van die boom van die kennis van goed en kwaad sou eet. Nou ons moet verstaan, God het die kennis van goed en kwaad en Jesus, maar hulle doen nie die kwaad nie. Hulle weet wat is verkeerd, hulle weet wat is reg, maar hulle doen nie dit wat verkeerd is nie. Want as God nie weet wat verkeerd is nie, kan hy ons nie beoordeel en vir ons te sê ons is verkeerd nie. Maar wat gebeur nou toe hulle die kennis kry, toe kies hulle om die verkeerd eerste te doen. Goed. Hier is nou ietsie lekker in die keel nie. Hieruit het alle verganklikheid voortgespruit, wat die skepping van gedaante laat verander het, van onverganklikheid na verganklikheid. Dit gaan hier so. Sy suurlemoensappies werk bietjie beter. Van onverganklikheid na verganklikheid. Jammer hiervoor. Nou wat interessant is en insiggewend is, as ons in Hebreërs 1 van vers 10 tot 11 lees, kom ons loer gou daar so Hebreërs 1 van vers 10 tot 11. Net om vir te wys, selfs in die Nuwe Testament het hulle hierdie begrip verstaan, dat God het alles gemaak, maar hierdie aarde gaan nie vir ewig bestaan nie.
En dis natuurlik 'n verwysende skrif van Psalm af. Goed, kom ons lees gou daar. En U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is werke van die hande. Hulle sal vergaan, maar U bly, en hulle sal almal soos 'n kleed verslyt. En ons lees vers 12 ook, kom ons gaan net daar so vers 12. En soos 'n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en die jare het geen einde nie. So hier sien ons baie duidelik, en dit is nou 'n verwysende psalm wat bevestig is hierso in Hebreërs om te verstaan dat God het nie sy gedagte verander oor die aarde wat hy eers gemaak het, wat in sonde verval het, wat hy sou gaan vernietig nie. So sy gedagte het nog nooit dit verander nie, en in die Ou Testament is dit geopenbaar, en in die Nuwe Testament is dit bevestig. So as God iets sê, sal dit so gebeur. Ek en jy kan nie vir God sê wat hy gaan doen en wat hy nie gaan doen nie. Ons moet dit aanvaar en ons lewe daar volgens inrig. Kom ons lees aan onder die eerste opskrif daarso, ek het nou die Hebreërs gelees. Gevolge van die sondeval, die gevolge van die sondeval. Nou in Genesis kan jy dit gaan lees van Genesis 3 van vers 14 tot 21, dit is opgeteken in jou handleiding, so jy het nie nodig om 'n nota te maak as jou handleiding het nie. God het alles goed geskape na die sondeval. En het hy 'n woord van vervloeking oor sy eie skepping gespreek, wat veroorsaak het. So, net soos wat God gesê het, laat ons lig maak, laat ons diere maak, laat ons plante maak, ensovoorts. Hy het sy woord gespreek. Nou, ons lees in Openbaring, die woord wat hy gespreek het, hy het sy wil geuiter. En soos wat hy sy wil geuiter, nou lees ons dit eers in die Nuwe Testament, is dit geuiter in die hemel en alles is deur Jesus gemaak. So wanneer God gesê het, dit is wat ek wil doen, het hy gesê, dit is wat ek wil doen. En omdat hy sy woord gespreek het, het alles in vervulling en tot geskapenheid gekom, tot werklikheid gekom, deur die Here Jesus Christus. So Jesus, God het nie net 'n woord gespreek en alles het net uit die nietheid opgespring nie. Dit is baie keer die verkeerde begrip wat ons het. God het gespreek, deur Jesus, die engele en almal was betrokke en daar gewees, sodat dit gemaak kan word, want God het gesê, dit moet gemaak word. En so het almal wat in die hemele is, in God se koninkryk bygedra om alles te maak wat in die hemel en op die aarde is. Die sterre, die plante, die see, die diere, die visse, die alles. Goed. En toe God alles geskaap het, gesê dit is goed. Toe, as gevolg van die sondeval, toe sê, vervloek is die aarde. So daai selfde woord wat alles geskep het dieselfde krag. God se woord het nie ander krag nie. Hy het nie net iets gesê omdat hy niks gehad het om te sê nie. Hy het dit gesê want sy woord het wat gedoen. Die aarde wat volmaak was, is vervloek. En toe, wat het toe begin gebeur? Die woord sê dorings en dissels is opgebring, ensovoorts, ensovoorts. En ons besef nie altyd, dit klink soos, ag, dorings en dissels is moeite. Die hele geografiese, biologiese samestelling van dinge ensovoorts, en dan moes dinge begin inkom het, en plante en diere, en die hele ekologiese stelsel het verander, soos as wat hy in die begin was. Want ewe skielik, dit is eers hier na die vloed, het mense en diere mekaar begin eet en doodmaak, en al hierdie tipe van goeders. Toe was die aarde besig al klaar om homself te begin versluit, sodat hy kan vernietig word deur vuur by die dag van die wederkoms. Ja, so hierdie aarde en hierdie hemel hierdie aarde wat ons so bly in hierdie hemelruim, is die oorspronklike hemel en aarde wat God gemaak het. Maar God het gesê, vervloek is dit soos hy gedaante het verander. Alright, want die woord van God het sy gedaante oorgeskep. En as gevolg daarvan is dit 'n vervloeking en is uit God se teenwoordigheid uit. Ok, ek dink ons het hom, ons verstaan hom so. Nou kom ons kyk na 'n paar punte wat plaasgevind het na God gesê het, vervloek is hierdie aarde. Daar sal moeite wees, smart, dorings, dissels het in die wêreld gekom wat voorheen nie daar was nie. So daar was nie dinge daar gewees wat die mens seer gemaak het nie. Die slang het op sy buik begin seil en die Here het gesê hy gaan stof eet en ons gaan daaroor hy stof praat, is baie insiggewend. Die mens gaan met moeite en in die sweet van sy aangesig brood eet en omdat net in Openbaring 21 wanneer God die trane van die oë afvee, sê en moeite sal nie daar wees. Dit is een van die eerste opmerkings wat jy daar lees. So moeite is sonde en ongeregtigheid. So alles het na die sondeval plaasgevind.
Voor die sondeval was die moeite en die effort wat ons vandag het nie meer daar nie. En in die hemele sal dit ook nie daar wees nie, want dit is nie in God se koninkryk. Daar is nie sonde nie, daar is nie ongeregtigheid nie. Daarom is daar nie moeite nie. Hy het die rokke van vel gekry, dis hierdie aardse liggaam, ons het al baie oor dit gepraat. Die mens gaan sterf en na stof terugkeer, en hierdie is 'n baie belangrike punt om te verstaan en deur te praat en te begryp van harte as kind van die Here. Nou natuurlik het alles nie daar geëindig nie. Die mens het op aarde begin vermeerder, die gees van die Here was nog in hulle siel, en die mens was gees, siel en liggaam gewees, en daarom het ons gepraat oor gees, siel en liggaam die vorige les. Toe sê die Here vir Abraham dat die gees gaan nie meer langer in die mens heers nie. En van die geslagte na die vloed af was die gees van die Here nie meer in die mens se siel nie. Toe was hy net siel en liggaam gewees. Nou, met die vloed het daar soveel dinge plaasgevind en verander, meer as wat ons besef. So die aarde wat ons nou, die fisiese aarde, dit is die oorspronklike aarde. God het gesê, hy is vervloek, het al klaar van gedaante verander. En toe kom die vloed, toe verander hom geheel en al van gedaante. Goed, kom ons kyk na 'n paar punte gou. Die vloed het so 'n geweldige impak op die aarde gehad, dat het seisoene veroorsaak het. So die eerste ding, seisoene, voor die vloed was daar nie seisoene nie, natuurlik in die hemel was daar ook nie seisoene gewees nie. Voorheen was daar nie seisoene nie, dit het ek gesê, so die klimaat, die aarde moes van so aard verander het, dat hy getild het, dat daar ice caps kan wees, en al die tipe van goed, en allerhande dinge wat die temperatuur en die klimaat ensovoorts van die aarde bly verander. Ek dink ons ken daai wetenskaplike dingetjies, ek gaan nie daarop aangaan nie. Nou die volgende punt wat ek wil praat, die mens en dier het in harmonie gelewe, want die skrik vir mens en dier was nie daar gewees nie. Almal voel, hoe het Noag al die diere in die ark gekry? Maar omdat nie, niemand was op bang vir mekaar op baie stadium. God het in die begin gesê, die wilde diere, die makdiere, al die diere moet gras eet. En die mens moet eet van die boomvrugte en daai tipe van goed. Nou, as die mens nou diere geslag het en geëer het, was dit nog nie die bevel van God gewees nie. Want God het nog net tot op daai punt gepraat wat die mens sou eet. Eers toe Noag uit die ark uitgegaan het en het die offers gebring, toe die Here vir Noag gesê, van nou af gaan daar skrik wees tussen mens en dier tussen dier en dier. Dit is toe die bokkies gevlug het vir die leeu. So die Here het nie die leeu se bekke in die ark toegehou nie, die leeu het gras geëet soos die bokkie. Goed, dit is wat in die begin gebeur het. Alright. En met die vloed het daai verandering plaasgevind. En dit moet 'n geweldige verandering wees, want God het in een oomblik, toe hy woord spreek, moes hy die natuur van elke dier verander het. Goed. So die mense en dier het vir mekaar geskrik ensovoorts. So toe die mens vir die eerste keer die opdrag gekry, hy mag ook vleis eet. Of die mens het eie beweging vleis geëet het, soos wat baie sê van Kain en Abel, die een was 'n veeboer gewees en die ander was 'n landbouer. Of hulle die vleis geëet het of nie geëet het nie, dit weet ons nie, dit is moontlik, maar God het nog nie die opdrag gegee dat die diere van mekaar moet skrik en dat wilde diere ewe skielik ander diere sou eet nie. Dit het eers na die vloed begin en dit is hoe al die diere met gemak in die ark kon ingegaan het. Goed, hulle was ook nie bang vir Noag nie. Alright, ek dink ons verstaan daai prentjie baie mooi. Goed. Nou, ek het nou al klaar met die deurgepraat, as ons kyk na bladsy 2, die skepende woord, ek dink ek het dit al lekker deurgepraat, as God iets sê, sal dit so wees, en ons besef nie altyd die krag van God se woord in daai opsig nie. Nou, in die middelste paragraaf op bladsy 2, noem ek die skrifte daar, dat God kan in een oomblik spreek om te bou, en in 'n ander oomblik spreek om af te breek. Hy kan maak soos wat hy dink, ons kan hom nie voorskryf nie. Nou net soos wat God die hemel en die aarde gesê het, en laat dit daar wees, en nou, met die val, laat die aarde is vervloek, het hy ook gesê, daar gaan 'n vloed wees, en sy woord is so kragtig wat die vloed teweeg gebring het. Goed, so ek verduidelik net daarso, hoe kragtig is die woord, ek het die skrifverwysings daarso, so jy kan deur die skrifverwysings gaan. Nou, ons is mense ook op aarde, en dit is die laaste punt wat ek nie daar noem op bladsy 2, ons is mense op aarde, as jy iets maak of iets skep, of iets gekry het en hy is oud, jy gooi hom weg, jy raak van hom ontslae, jy gee nie om nie, so ons verstaan, jy kan van as iets oud is en hy werk nie meer nie, en dan gooi jy hom weg, jy is nie meer deel van my, kryf jy iets niets, of jy maak iets niets. Nou as ons as mense het mag doen, God mag het nog veel meer te meer doen,
want hy sê dit ook in sy woord, hy kan spreek om te bou, en spreek om af te breek, dit is sy saak, dit is sy wil. Goed, ja, dit is ongelooflik mooi om te verstaan, dit nog nooit so gehoor nie, so prys die Here, hoe dit is amazing. Goed, kom ons gaan aan, stof is jy, kom ons lees gou die paragraaf, dit is nou al op bladsy 3 so in die middel. 'n verdere belangrike saak wat God oor die mens gespreek het, is dat hy sal na stof terugkeer, en ons moet baie duidelik dit verstaan. Nou ons gaan na bladsy 5 toe, om dit so 'n bietjie meer in breedvoerigheid te verduidelik, dat God het gesê die mens gaan na stof toe terugkeer. Nou as ons dink aan stof, dink ons dadelik aan wat? Ons dink aan grond, en God het nooit gesê die mens gaan na grond toe terugkeer nie. As hulle by 'n graf staan, dan gooi hulle nou die grondjies daarso. En dan sê hulle, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, en almal dink is daai fisiese grond. En almal weet, dat daai persoon, daai liggaam wat in daai graf lê en ontbind. Hy hoef nie eens in 'n graf te lê, hy kan bo die grond ook lê, maar enige mens wat te sterwe kom, daai liggaam ontbind. En hy keer terug nie na grond en nie, anders sou daar op die grond gelê het. Hy keer terug na stof toe. Dit is wat ons wil uitklaar met die sondeval vanaand, sodat dit ook duidelik kan vir ons raak. Hoe was Adam in die begin geskape, en met die sondeval, wat het daarna gebeur, ensovoorts, ensovoorts. So God het eers na die sondeval vir hulle gesê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Nie voor die sondeval nie. Dit is belangrik om dit te weet. Goed. Right, kom ons kyk gou na siel op bladsy 5. Kom ons lees gou na kom ons kyk na so 'n paar punte hierso. Voor die sondeval, toe die mens nog nie voor die sondeval, toe die mens nog net siel en gees was, sou hy nie teruggekeer het na stof nie, aangesien die siel nie gemaak is van die vervloekte stoffelike materiële sigbare aarde nie. In die begin was die mens net siel, so sy siel is gemaak van 'n geestelike stof, en ek gaan nou vir u verduidelik presies hoe dit werk, maar net om die hart en gedagte so lank voor te berei. Siel is net ook 'n liggaam, siel is net so 'n liggaam soos die aardse, en dit het ons nou al baie oor gepraat, dat jou siel is net so 'n tasbare liggaam in die geestelike wêreld. Die geestelike wêreld is nie 'n plek van onsigbare spooke nie. En dit kan ons duidelik sien ook met die skepping van die vrou. God het die rib van die man geneem, en die man het gesê, dis 'n vlees van my vlees, en been van my been. So, hy het iets sigbaar gesien, hy kon vat, hy kon die vrugte eet, en alles wat nodig was. Goed, so na die sondeval het die Here gesê, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Nou op hierdie punt wil ek net vir ons 'n lied speel, en dit gaan oor hierdie tent wat afgebreek word, die lied wat ons in die begin geluister het, maar kom ons luister na die verandering, die lied oor verandering. Alles was volmaak, geen kennis van sonde. Satan verlei die mens, sonde bring verandering. Verandering in die vloek, die mens is verlore sonder hoop. Die vloed bring verandering, goddeloosheid word weggeneem. Alles weer nie, maar die mens bly boos. Die wêreld wag, die mens soek hoop, maar God het reeds voorsien. Jesus kom sterf vir die mens, wraak verander in hoop. Redding en verlossing, ons kan terugkeer na volmaaktheid, soos in die begin. 'n lewe vry van sonde, nuwe lewe in Christus. Wat 'n verandering, so groot in Christus. Wat 'n verandering, so groot in Christus. Die duiwel is oorwin, die mens is vry. Nou nog groot verandering waarvoor ons wag, geduldig wag ons tot daardie dag. Wat 'n verandering, so groot in Christus. Die duiwel is oorwin, die mens is vry. 'n lewe vry van sonde, nuwe lewe in Christus. Ons wag geduldig tot daardie dag. Wat 'n verandering.
tot daardie dag moet ons geduldig wees, tot die dag van die wederkoms, nie 'n dag voor die tyd nie, tot die dag van die dood. Nie 5 minute voor die tyd nie. Nou ek gaan oorspring hierso na bladsy 9 toe, net so 'n bietjie vinnig deur te gaan om te by die punt van stof uit te kom. Nou, in bladsy 9, hier by siel en liggaam, praat ek en ek herhaal, want ek wil oorgaan na 'n volgende punt toe in die stofsaak, in die les gaan jy dit kry. Want baie mense voel, ek dink ons het, lees al die bladsye tussenin deur, dan praat ek heeltyd van gees en siel, en ons het al baie daar gepraat in hierdie Bybelstudie reeks, so ek gaan nie op daai punte stil staan nie. Ons kan verstaan, jy het 'n siel, en jy het 'n aardse liggaam, jou siel is net so 'n wesenlike liggaam in die geestelike wêreld, dis jou geestelike liggaam, in jou geestelike liggaam is jou hart en jou verstand. Goed, so as die woord praat van jou hart en verstand, dis die hart en verstand in jou siel, nie hierdie hart wat hierso klop nie. Goed, maar daar is 'n verwarring, en dit is wat ek nou uitklaar in die res van hierdie les, veral hier van bladsy 9 af. Baie mense voel dat die aardse liggaam is die siel, of dat die siel in die aardse liggaam is. Nou, ons het laasweek daarvan gepraat, maar ek wil jou gou bring by iets logies, want as gevolg daarvan, dat mense voel hierdie liggaam is die siel, of die siel is in hierdie aardse liggaam, voel die mense dat wanneer jy te sterwe kom, mag jy nie iemand veras nie. Want as jy iemand veras, en dis wat ek baie bespreek, ook in die les, ek het 'n paar bladsye met voorbeelde, sodat ons dit 'n nugtere perspektief kan kry. Daar is voorbeelde in die Ou Testament die heel gedurig deur, as 'n stad met vuur verbrand is, of 'n liggaam word met vuur verbrand, is baie keer God se wraak oor daai liggaam of oor daai stad ensovoorts uitgegiet. So mense koppel vuur en God se wraak die heeltyd aan mekaar. Nou wil hulle dit terugbring na hierdie aardse liggaam toe. En daarom beweer baie mense, dis een van die redes, is 'n paar ander ook. Met ander woorde, die bewering is, as jy nou hierdie liggaam veras, om in die brand steek, want verrassing gaan ons nou oor vuur, dan steek jy as ware die siel aan die brand, so hy is in die hel, jy brand die siel ook ensovoorts. Nou, ek wil hier gou 'n prentjie bring hierso. En dit is wat ek nou so mooi bespreek hierso, so van bladsy 9 se kant af. Kom ons sê, jy kom net 'n liggaam, 'n persoon sterf, en ons veronderstel dat sy siel, dat sy liggaam is sy siel. Ek gaan so 'n paar scenario's vir jou skep, dat ons 'n nigterheid kan kry. En hy word nou begrawe. Ons praat nou nie van verrassing nie, ons bly maar eers by die begrawe saak. Goed. En nou word hy in die graf, terwyl hy in die graf is, oor tyd ontbind hy liggaam en 'n keer terug na stof toe. So wat gebeur nou met die siel? Keer die siel ook terug na stof toe, terwyl die woord ons leer, die siel kan nie vergaan nie. So bly die siel nou in daai grondmassa. Goed. Dis nommer 1. Die siel kan nie vergaan nie. Hy kan nie deur aardse goeders vernietig word nie. Nou nommer 2, as jou siel in jou liggaam is, nou gaan jou, en dit is maar die bewering, dis die prentjies wat baie keer gemaak word. Soos ek sê, ek het daai traktaatjies uitgedeel waar dit uitgebeeld is. As jong bekeerling, toe ek nou nog niks verstaan het van die goeders, jy het maar net gegaan soos wat jy gedink het, is dit nie so nie. Dan gaan hierdie liggaam nou in die graf in, en dan as die liggaam nou in die graf is, en hy kus is nou onder, dan gaan daar iets met die siel gebeur. Party het verduidelik, dan gaan die siel eers na God se koninkryk toe, of hel toe, of wat die geval ook al mag wees. Eers wanneer hy aan die graf is. Nou baie voel die siel bly nou daar in die graf, daar onder die grond. En daarom gaan staan mense by grafte ensovoorts, en praat met daai liggaam, want hulle voel daai persoon se siel is daar, daai persoon kan hulle nog hoor. Maar die woord leer vir ons. Ons het nou, nou net ons sit is nou met 'n ander dilemma, om hierdie te antwoord. Wil ek gou vir hierdie dilemma leer. In 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17, kom ons lees gou daar. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17. Soos ek sê, ek gaan nou nie op baie van die punte stil staan nie, want ons ken dit baie goed, ons het dit al baie behandel, so ek wil net so 'n paar nuwe punte aan die uitlig, sodat ons kan verstaan waaroor gaan hierdie les ook onder andere. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13, kom ons kry die skrifte daar op die skerm. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het saam met hom bring. Sien julle waar lê ons probleem hierso?
Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. Nie voor sal wees van wat nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep van die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die bassein. Ons het so 'n mooi lied daaroor. Van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So hierso sien ons 'n probleem. Nommer 1, as ons voel dat die liggaam is die siel, of dat die siel lê nou daar in hy graf en hy wag nou eendag vir sy opstanding, rest in peace, soos mense sê, dan sit ons hier met 'n kragtige probleem. Want hierso lees ek dat al die gelowiges, die heiliges, al die kinders van die Here wat te sterwe kom voor die wederkoms, se siel gaan in die hemel wees, want dit is die siele wat saam met Jesus gaan kom om wat te doen? Om met hulle liggame wat op aarde na stof toe teruggekeer het te verenig, en ek gaan nou vir julle verduidelik hoe werk dit. So hierso sien ons baie duidelik, die oomblik as jy te sterwe kom, daai split oomblik, daai split sekonde, ons het dit baie behandel in ons lesse oor die geestelike wêreld, is jy in of God se koninkryk as kind van die Here, of in die hel as sondaar, ene wat dalk teruggeval het, 'n teruggevalle kind van die Here, sondaar of 'n teruggevalle persoon. Goed, so jy's dadelik in een van daai twee koninkryke. Nou as jy in God se koninkryk is, by die wederkoms, want dis wat hy sê, as ons nou nog lewe, tot by die wederkoms, gaan ons die ontslape heiliges hoegenaamd nie voorwees nie, maar nou sal dit klaar in die hemel, ons is nog nie in die hemel nie, ons is nog nie op aarde, hoe nou? Dit is baie maklik om te verstaan. Wat gaan gebeur by die wederkoms? Jou siel en die stoffelikheid waaruit jou liggaam bestaan het, gaan verenig, en jou siel gaan daai stoffelikheid verslind, opneem, en jy gaan nie die nuwe geestelike wese in God se koninkryk wees. Nou daai proses het nog nie plaasgevind, selfs vir hulle wat in Christus gesterf het nie. Dis hoekom hy sê, hulle gaan ons nie voorwees nie. Okay? Verstaan ons dit? Right. Nou kom ons gaan nou na 'n volgende skrifgedeelte toe. Ek hoop alles maak sin. Ek weet ek kan nogal 'n hollerste boller die mekaar rondspring, maar gaan deur jou les en ek glo jy gaan al op die punte afkom en dit mooi verstaan. 1 Korintiërs 15 vers 50. 1 Korintiërs 15 is een van die interessantste insiggewende hoofstukke in die hele Bybel. Dit gaan alles net oor die geestelike, die namals en so aan. Dit is amazing om dit te verstaan. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 50 af. Daar sê, kom ons gaan gou oor soontoe, tot vers 54. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. Nou Stanley, hoe nou? Wat sê die Bybel nou vir ons? Hy sê, ons kan nie daar ingaan nie, maar nou hier gaan 'n vereniging kom van jou aardse liggaam met jou geestelike liggaam, jou siel. Okay, kom ons lees verder. Dis lekker om hierdie dinge te lees, ek love it. Goed, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike moet met die onsterflike bekleed word. Nou, net nog een vers en dan gaan ek dit deurpraat. Anders dan gaan ek nou daai vers mis. 2 Korintiërs 5 vers 4. Net daai een vers en dan gaan ek dit lekker deurgesels. Hy sê, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, om ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Nou, om te verstaan hoe dit moontlik is dat jou siel jou sterflike liggaam kan verslind, terwyl vlees en bloed nie God se koninkryk kan ingaan nie, moet ons verstaan wat is stof, want tog toe Jesus uit die dode opgestaan het, was die graf leeg. Sy aardse liggaam wat hy gehad het, was nie meer in die graf nie, want hy was die eerste een wat uit die dode opgestaan het. Hy is die eerstelingsgerf. So hy is die eerste uit die dode, wat sy siel en sy aardse liggaam verenig het. Goed, dis wat met hom gebeur het. Right. Nou, wat leer die woord van die Here vir ons, of wat leer ons van stof? Kom ons gaan oor en ons praat oor stof, en dan gaan ons terugkom na hierdie saak toe, en dan gaan ons ook die hele saak van die verrassing ook baie mooi verstaan.
Nou op bladsy 16 het ek daar so ietsie gedoen oor wetenskap, sodat ons net iets kan verstaan, wat sê die wetenskap vir ons van hierdie aardse liggaam, sodat ek en jy die woord van die Here kan verstaan. Goed. Ek het nou al die verwysende plekke waar ek my inligting gekry het, wel in jou les, so asseblief gaan lees dit deur. Maar kom ek lees 'n uittreksel. Ons liggame is opgebou uit atome, dis 'n wêreldse wetenskap. Goed, en dit het ek op skool ook geleer, ek het nooit verstaan nie, maar toe ek nou die Here begin dien, ek begin hierdie dinge, toe maak die hele prentjie, nou kan ek weer wetenskap gaan oorskryf, ek dink ek gaan nou 100% kry. Ons liggaam is opgebou uit atome, ons liggaam is opgebou uit atome, was reeds sedert die begin van die heelal bestaan. So, nou sê ons, die atome waar ons uit bestaan, was al reeds daar gewees. Dis 'n fundamentele feit van fisika, dat materie nie gemaak of vernietig kan word nie. Nou, materie, die aardse dinge, soos wat ons het, kan nie deur mense gemaak word nie. Nou jammer. Vir hoe lank probeer die mense al met klonings ensovoorts en om lewe, soos wat ons lewe ken, te maak? Hulle probeer 'n sel maak, hulle kan nie eens 'n sel maak nie. 'n Sel is die eenvoudigste ding wat bestaan. Hulle kan nie eens 'n sel maak uit nietheid nie. So dit is daar, en selfs met hierdie kloning, moet hulle iets gebruik om iets te probeer maak. So dit kom nie net soos God wat dit gemaak het nie. Okay? So dit is eintlik wat wetenskap vir ons sê. Alright? Dieselfde atome wat eenmaal ons planeet gevorm het, word in kos, lig en water opgeneem om vir 'n kort tydjie ons liggame te vorm, en wanneer hulle sterf, word hulle teruggegee om elders geabsorbeer te word. Dis interessant, né? Kom ons lees verder. In normale omstandighede, dis nou as die doodskiste self mettertyd vergaan, word die bestanddele van die ontbinde of verbrande lijk hersirkuleer, word hulle in die voedselketting opgeneem as voedingsstowwe vir plante of grondgediertes. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Selfs die wetenskap haal die Bybel aan om hulle eie teorie te bevestig. En ons gaan soek bevestiging by die wetenskap. Genesis lees oor die veroordeling van die mens na die sondeval. So wat hulle vir ons hier wil sê, kom ek verduidelik het gou vir jou, voordat ek nou alles lees, ek dink nie is nodig om alles te lees nie, maar kom ek verduidelik gou vir jou. In beginsel, en dis wat ek op die volgende bladsy 17 ook aanhaal, ook uit 'n verwysingsbron daar is 4 basiese toestand waarin materie verkeer. Vaste stof, vloeistof, gas en plasma. Die plasma is nou iets wat hulle eers in recent times ontdek het. Die meeste stowwe kan in 3 van die 4 toestande bestaan, vaste stof, vloeistof of gas. Die deeltjies van 'n stof is in elke toestand dieselfde, maar die rangskikking en beweging daarvan verander. Dit verklaar die verskillende gedrag van 'n stof in sy 3 toestande. So wat hulle vir ons hierso sê, daar is niks, jou liggaam keer terug net na 'n ander stoflikheid toe. Die molekules in jou liggaam, waaruit jou liggaam gemaak is, nou praat ons nou eers van die aardse liggaam, né? Want dis hierdie aardse liggaam wat tot stof terugkeer, nie jou siel nie. Dit kan nooit vergaan nie. So wat sê ek vir jou? Van die eerste mense op die planeet aarde, né? Almal, se stoflike deeltjies, hulle atome beweeg nog in ons atmosfeer, want dit kan nie vernietig word nie. As jy vat byvoorbeeld water kan in die vorm van ys kom, daai selfde water as hy smelt word dit 'n vloeistof, en as hy genoeg hitte kry word dit 'n gas. Nou dit verdamp mos, né? So as jy nou bietjie water vat, jy verhit dit, later gaan jy sien hier's geen water, jy dink jy die water is weg. Die water is nie weg nie. Die water het jy release in die atmosfeer in. Dis vrygestel in die atmosfeer. In 'n ander vorm as die vaste stof en die vloeistof. Jy is presies dieselfde. Nou so die stoflikheid waarvan die Bybel praat, gaan nie oor grond nie. Dis die materie waaruit alles bestaan. En wetenskap sê ook, selfs in die buiteste ruim, die planeet en alles, is ook deel van ons bestaan, hoe ons gemaak is. En dit is presies net so. Daar's niks nuwe molekules, nuwe materie in die wêreld nie. Dis net hulle samestelling verskil. Dit maak die een ding hard, dit maak die ander ding sag, dit maak die een ding 'n vloeistof, dit maak die ander ding 'n gas. Maar enige ding
As jy nie in die regte kondisie sit, die regte toestande sit, soos byvoorbeeld hout. Dis 'n lekker stuk harde ding. Hy het nie begin as 'n hout, hy het begin as 'n saadjie. En hy het eventually die harde hout geword. Nou steek jy hom in die brand. Nou dink jy, okay, nou is al hierdie hout weg. Die hout is nie weg nie. Jy het net sy samestelling opgebreek deur middel van die vuur en hy die lig in verdwyn. So daai hout se molekules float ergens rond wat jy nie kan sien nie. So jou liggaam ook. So die stoflikheid het niks te maak met grond nie. Okay? Nou kom ons gaan gou, hulle praat ook, ek noem dit net gou net 'n lekker punt van interessantheid, praat hulle van ruimtestof ook, cosmic dust, so ook in die buiteste ruimte is daar stof, hulle sê die stof is dieselfde tipe stof as waaruit jou liggaam bestaan op aarde, want tot in die ruimte is daar water, het jy geweet as water in die ruimte, jou liggaam bestaan ook uit water, daar is 'n groot deel van jou liggaam wat water is. Okay, so as ons nou kyk, nommer 1, voor die sondeval, en ek gaan net nie meer met jou deurpraat, ek het alles hierso in die handleiding, asseblief gaan mooi daardeur. Het God die hemel en aarde goed geskape? Nou in God se koninkryk, dis hoekom daar vlees en been is. Jesus het dit ook erken na sy opstanding toe hy aan sy disippels verskyn het. Vlees en been beteken daar's materie, daar's iets wat dit saamstel, wat saambind, wat saamkom, wat dit 'n tasbare iets maak, wat dit 'n tasbare something maak. Is dit nie so nie? Nou God se koninkryk is presies dieselfde. As God praat van vuur en bome en water en al hierdie dinge, dit iets for real. Dis nie 'n mite nie, dis nie 'n spookverhaal nie, dis nie 'n fairy tale nie, dit is real. Okay. So dit moet ons verstaan. In die hel, die vuur wat brand is real, dis real hel. Die duisternis is real duisternis. Goed. Die pyniging is real. Die groot ding is in die geestelike wêreld is alles net meer real as hier op aarde, want die aardse liggaam sny ons af van die realiteit van dit wat werklik in die geestelike wêreld aangaan. Goed, ek hoop jy volg saam met my en jy is by my en ek praat nie te veel of te de mekaar nie. Ek glo die Here kan my help vanaand. Nou, so in die begin het God vir Adam en Eva gemaak. Die stoflikheid wat God gebruik het om die aarde goed te maak, die hemelruim en alles goed, perfek te maak. Hy het dieselfde stoflikheid gevat en het die mens gemaak en het die diere ook gemaak. Hy het nie grond gevat. En baie mense, ek het al gesien spotters gewys, dan maak hulle nou uit die grond uit hierdie modder mannetjies en sê dis hoe God jou gemaak het. Dis glad nie so nie. God het jou nie uit sand uit gemaak en uit grond uit gemaak, het jy uit stoflikheid uit gemaak. Selfs daai stof en grond bevat baie van dieselfde molekules en minerale as jou eie liggaam. Goed, ek het jare terug, eintlik toe ek hierdie lesse geskryf het ek 'n vroukie gesien, 'n wetenskaplike, want dit is ooit, toe my kinders op skool was, want elke keer verander die evolusieteorie mos. Hulle sê ja, die evangelie is 'n klug as gevolg van die rede en die Bybel weerspreek om en allerlei tipe van goed. Maar ek sê vir jou, die evolusie leer nou oor die jare vanaf ek in die skool is tot vandag, dit het al so baie verander. Jy weet nader nie meer nie. Volgens die evolusie kom jy nou van 'n aap af, kom jy nou van 'n vis af, kom jy nou van 'n kolletjie wat ontplof het, van waar af kom jy nou eintlik nie? Goed, dis hoeveel keer hulle teorie verander. In die begin, ek nou toe ek op skool was, het ons geleer die aarde is 10.000 jaar oud. Okay. Van na die sondeval is dit 6.000. Alright, net om 'n prentjie te bring. Soos wat die jare aangegaan het op skool, toe hoor ek nee, dis nou al 100.000e en later te hoor ek is miljoene. Toe my kinders op skool is, toe hoor ek vir die eerste keer nie, nou trek ons al by biljoene. Hoekom? Want hulle eksperimente en hulle teorieë bly val. Om te probeer bewys, waar kom die mens vandaan, want die mens wil homself uitfigure, want hy wil nog 'n mens maak, jy kan nie nog 'n mens maak, jy self die wetenskap, ek het so pas veel gelees, kan nie dit doen nie, dit is onmoontlik. Hy moet gebruik wat daar is om dit te maak, as hy dit by magte is om dit te kan maak, maar hy kan nie die siel maak nie. So al kan hy 'n aardse liggaam ergens maak, hy kan nie die siel maak wat in 'n aardse liggaam verbind is, sodat hy liggaam werklik waar kan lewe nie. Goed. Maar nietemin, so dit is die groot sy van die saak. So God het nie, die grond, die sand, het ook materie en atome en samestellings. En die vroukie het rotse begin ontleed. Om vas te stel, wat sy kon bewys, dat die mens kom eintlik van rotse af. Hoekom? Want daar is dieselfde tipe elemente en selfs minerale as wat in jou liggaam is.
Okay. Dis net amazing. Ja, die pyn van die hel gaan erg wees. Sure, what is interesting to understand this? Daar sê, so dit is baie interessant. As 'n mens dit kan begin verstaan, dan maak jy so los van hierdie aardse, dis nie waar nie. Goed, so die Adam en Eva was in die begin van daai stoffelikheid gemaak. Toe sondig hulle. Toe sê maak God vir hulle rokke van vel. Toe maak hy die rokke vel van die vervloekte aarde, want hy het gesê vervloek is die aarde, en daarna, nadat die aarde vervloek was, toe het hy eers die rokke van vel gemaak. Jy moet mooi die orde lees in die woord. So toe het hy die aardse liggaam van die vervloekte stoffelikheid, wat in die begin goed was, maar nou is dit vervloek, bevlek met sonde en deurdronge met sonde. Ons het gelees in die skrif, God het alles goed gemaak, maar dit gaan verbrand, dit gaan toegerol word. Peter sê dit gaan vernietig word. Dit is, hierdie aarde is as 'n skat weggebere vir die dag van die vuur, om vernietig te word, nie om oorgeskep te word nie. Hy was as ware oorgeskep by die sondeval, was hy by die vloed oorgeskep, maar hierdie keer gaan hy vernietig word. En al 2 kere was daar water betrokke geweest. Want die eerste wêreld was uit water, het uit water ontstaan, en die wêreld wat ons nou ken met die vloed het ook uit die water opgestaan. Maar die laaste keer gaan dit vuur en verbranding en verwoesting en vernietiging wees. So hierdie aardse liggaam is van die stoffelikheid van hierdie aarde gemaak. So jou siel is uit die stoffelikheid van die geestelike gemaak. Want die woord leer vir ons, God maak die innerlike wat die siel is, nie die innerlike wat hier binnekant is nie, jou binnegoed nie. Die innerlike is 'n verwysing na jou siel, jou geestelike liggaam. So jou siel is gemaak van die stoffelikheid van die geestelike, en jou aardse liggaam is gemaak van die stoffelikheid van hierdie aarde. En die twee is mekaar verbind. Die een is nie in die ander een nie. Wanneer gaan dit plaasvind? Eers by die wederkoms. Want ons lees, vlees en bloed kan God se koninkryk nie ingaan nie. En wanneer jou siel wat by God is aarde te kom, dan gaan jou siel jou aardse liggaam verslind. Nie in hom intrek en jy gaan 'n nuwe aardse liggaam kry nie. Sou jou siel klein genoeg kan wees om dit te doen, dan beteken dit jou siel kon in hierdie liggaam gewees het. So dit wys jou, dis hoe kragtig jou siel is, dis hoe groot en magtig jou siel is. Veral as die gees van die Here in jou siel is. Want dit gaan die aardse stoffelikheid, so as jy nou doodgaan, dan ontbind jy, en ook die prosesse van ontbinding in jou aardse liggaam was ook baie insiggewend. Ek kan nou nie presies al die stappe onthou nie, maar jy verander ook op 'n stadium in 'n gas. Daar's ook vloeistof betrokke. Goed, en uiteindelik kom al die krittertjies en goeters onder die grond en hulle kom eet jou liggaam, al die mure en alles, tot skorpioene kom in die liggaam. Nooit dit geweet nie. So uiteindelik jou wat jy was gaan in hulle in. En dit wat hulle uitskyn is hulle sterf. Hulle gaan weer dood en hulle stoffelikheid raak weer deel van die atmosfeer. Nou jy het ook as 'n saad begin. Daai saad het vorm aangeneem soos 'n saad in die grond, dis klein. So sy gedaante het net verander. Dis al wat gebeur het, jy het nou 'n volwasse mens geraak, raak jy 'n ou mens. Nou wanneer jy te sterwe kom, dit is wat met hierdie liggaam gebeur. Hy verander van gedaante. So jou ouma en oupa en oom en tannie en neef en niggie, almal wat al jare gelede oorlede is, 'n stoffelikheid is nog in ons atmosfeer. Hulle siel is eider in God se koninkryk of in die hel. Die wat in God se koninkryk is, daai siel gaan kom en hy gaan hierdie aardse stoffelikheid, ja, dit waaruit jou liggaam bestaan het, gaan by mekaar kom en jou siel gaan dit verslind, dit gaan verenig. En dit gaan gebeur so. So ek gaan nie as Stanley eers by mekaar kom en almal gaan sien, o, hierso is Stanley, ons het hom nou geken en nou moet ons ook weet, gaan dit 'n ou Stanley wees of nuwe Stanley as ons voel hierdie liggaam gaan saamkom. Goed? Ek wil nie ou Stanley of nuwe Stanley wees. Ek wil nie jong Stanley of ou Stanley wees. Ek glad nie. Okay? So dis net die stoffelikheid en dit versluit. Goed. Ek dink ons het hom, dit is net interessant, né? Kan alles in jou les lees, al die bewyse is daar, die wetenskaplike verwysings is daar ensovoort. Asseblief gaan dit deur. Maar ek wil nie daarby stil staan. Die belangrikste deel wat ek by wil uitkom in ons hele les is die wat die Here gesê het vir die slang, stof is jy en stof sal jy eet al die dae van jou lewe. Dis nou al hierso op bladsy 19. So as ons kyk na die geestelike, wat is die simboliek van stof? En dit is baie interessant, want as ons kyk ook omdat het hierdie Here ook vir die slang gesê, jy sal stof eet. Hy het nie gesê jy gaan grond eet nie. Hy sal op sy buik seil. Ek meen, hoeveel diere bly onder die grond wat in die grond fisies in bly? Nou, net interessant, en dis eintlik
eerie om daaraan te dink, maar dis die realiteit. Okay? Dis die punt wat ek bespreek op bladsy 20 onder die aardse slang. Almal is stoflik. Die diere, die plante, alles is stoflik. Okay? Almal het bestaan uit die stoflikheid van hierdie wêreld uit. So wat jy ook al eet, jy eet iets anders se stoflikheid. So as ek nou 'n plant eet, daai plant het 'n sekere stoflikheid, so ek eet dit. Dit gaan my in, dit word uitgeskei. Goed, so dit verander net van vorm in my liggaam. Dit breek dit af sodat dit in 'n ander vorm kan uitgeskei word. Goed. Vleis ook. Jy eet 'n dier se stoflikheid. Goed, so dit is eintlik baie keer weird om aan te dink hoe 'n mens lewe. Jy eet 'n ander se stoflikheid. Interessant en verstaanbaar. Nou verstaan ek ook wetenskap beter as voorheen. Ja, dit is nou maar net soos die kraaivlieg, bietjie interessante dinge. Nou, wat baie interessant is, die stof van die aarde. Kom ons gaan gou soontoe. Die stof van die aarde, bladsy 21. Wat word bedoel met die stof en uit die aarde en is daar 'n verskil? Nou die oorspronklike betekenis en samestelling van die woord stof, soos opgeteken in die Strong's konkordansie, so ek het die verwysing hierso noem dit, dust as powdered of grey. So hy praat van 'n grys stof. Okay? Dan wil ek net gou weer so 'n bietjie terugverwys na die verrassingssaak ook toe. Dan praat hy van clay en earth en ground en water en powder en rubbish. So die algemene woord kan op baie dinge dui en dit is stof of dit kan ook 'n gryserige kleur hê. Nou as jy 'n liggaam veras, daai bene raak grys. Dis net baie interessant. Die bene raak grys. Selfs hier in die Bybel lees ons daarvan. Die oorspronklike woord van die aardse stoflikheid. Hierdie aardse liggaam se stoflikheid raak ook grys as hy hier onder verbranding is. Okay, so en dan natuurlik wat gebeur is al die dele wat nie verbrand nie, soos jou skedel ensovoorts, as jy hartstam nie verbrand nie, dit verbrand gewoon, daar's 'n paar dele mos in jou liggaam wat nie verbrand nie, dit vermaal hulle, dan gooi jy saam met daai grys massa wat hy uitgebrand het, en dan kan jy nou maar daai stof vat wat jy maak wat jy mee wil. So dis nou net om vir ons te wys, dat dit is wat die woord wys, waar dit op gaan nou, en dit leer vir ons iets ook van die verrassing. As jou liggaam veras word, of hy gaan in die grond in, en hy gaan decompose daar vir jare, al wat gebeur met die verrassing, dit gebeur net vinnig. En hier sê die woord ook vir ons, dat hy stof het ook hy gryserige kleur, is dit nie so nie? Okay, goed, ek gaan nou nie hier op stil staan nie, en dan wil ons aanbeweeg, nou is net so terloops aanbeweeg na die hele simboliek, of die geestelike betekenis van stof, want tog Abraham, hier in die onderkant van bladsy 21, praat hy van hoe hy stof en as is. Job praat daarvan, hy is net stof en as. So, wat symboliseer stof vir ons eintlik? Wat is die simboliek daarvan? Hoekom sê die Here vir die slang gesê, jy gaan stof eet al die dae van jou lewe? Want later lees ons ook, dat Jesus ook stof geëet het. Dis in bladsy 24. In Klaagliedere praat hy van ook, laat hy sy mond in die stof steek. Miskien is daar hoop. So wat beteken dit? Stof beteken om te verneder, om verneder te word. Of jy aanvaar het gewilliglik, of jy kan gedwing word soos die slang, omdat hy gesondig het. Sê die woord, jy gaan al die dae van jou lewe stof eet. Ander woorde, van nou af gaan jy verneder word, al die dae van jou lewe. Jesus was ook vir 'n oomblik vernederd gewees. En onderworpe, dis wat die woord sê, vir 'n oomblik was hy nie hakskeen gebyt gewees. Dit is daai oomblik. En terwyl Jesus op aarde was hy deel van 'n vernederde liggaam. So wanneer ons daarna kyk na stof ook, beteken dit ook om te verneder, om iemand te verneder of in daai vernedering te lewe, daai vernedering te deurgaan. Ek wil net gou na die kommentare kyk. Verheerlike is dat die verheerlike waarvan die woord in Filippense praat, Filippense, ek is nou nie presies, die verheerlikte liggaam. Ja, verheerlikte liggaam, ja. Die verheerlikte liggaam, dit is die veranderde liggaam wat saam met God in sy koninkryk gaan wees. So hierdie aardse liggaam kan tot as verbrand, of jy hom nou veras en of in die liggaam net kus net lê en vergaan, maak nie saak. Die oomblik as jy te sterwe kom, as jou siel waar hy is, maak nie saak wat met jou liggaam gebeur. En whatever op die aarde gebeur, het geen invloed op jou siel nadat jy gesterf het nie. En ook terwyl jy lewe, dit wat in jou siel aangaan, dryf in elk geval jou liggaam om te doen wat verkeerd is.
Okay. So wanneer ons kyk na die simboliek van stof en as, dan gaan dit oor vernedering en Jesus het die oorwinning oor Satan behaal. En hy het gesê hy is uitgedryf van die Godeberg. Hy is uitgedryf van die plek af waar hy geheers het, wat hy mense se siele in gevangenis gehou het deur sonde en ongeregtigheid. Want die Ou Testamentiese wet kon die mens nie verlos nie. Dit kon die mens nie vrymaak nie. En toe Jesus gesterf het, en dit is wat ons in Openbaring 12 lees, ons gaan dit volgende week doen, hy het met woede aarde toegekom, omdat Jesus hom kon verneder het. So nou eet hy stof vir die res van sy lewe, vir die res van sy bestaan. Nou ons as kinders van die Here moet een ding verstaan. Ons kan oorwin deur Jesus Christus, sodat ons nie saam met die slang stof eet nie. Want hierdie ou geaardheid in ons is die slang se geaardheid, dis Satan se geaardheid. Of ons kan saam met hom bly stof eet, of ons kan besluit, Here, ek gaan my sake, my lewe uitsorteer, sodat wanneer die wederkoms gaan plaasvind, dat ek deel kan wees van die eerste opstanding, dat my siel, wat dan in die koninkryk van die is, my liggaam kan verslind, kan oorklee, dat ek verander kan word. Dis hy verandering wat hy gaan plaasvind. Dis nie ek gaan jonger word nie, ek gaan met my siel verenig word, so die stoffelikheid wat op aarde was, nou is daar nie meer bloed nie, dan net, jou bloed gaan nie saamkom nie. Jou bloed bestaan ook net uit sekere stofdele uit. So alles wat jou saamgestel het, die stoffelikheid wat jou saamgestel het, dit gaan verenig en jou siel gaan dit oorklee. So ek glo en vertrou, dit kan vir u meer sin maak. So dit is 'n groot gedeelte in ons les, baie interessant, baie insiggewend, wat ons nog nie in detail bespreek het in ons vorige lesse nie, maar al die ander punte het ons bespreek. Alles is net 'n herinnering, 'n refresher en 'n ander angle in konteks met die sondeval, sodat ons kan verstaan. In die begin was alles volmaak en perfek, dit was geestelik alles. Sondeval het plaasgevind, dit het materie geword, ons het die materiële liggaam gekry, wat in jou siel verbind is, so jou aardse liggaam, en dis wat Jesus sê, niks wat in die aardse liggaam ingaan, kan die siel verontreinig nie. Maar omdat die siel verontreinig is, doen die aardse liggaam onreine dinge. Goed, ons moet net die konsep reg kry. So of jou liggaam veras word, of hy nou in die grond ingaan en net decompose oor jare, dit maak glad nie saak nie. Dit kan niks in die siel doen nie, of jy dit nou met vuur verbrand en dit gaan terug na die elemente toe, of dit op 'n meer natuurlike wyse terug gaan na die elemente toe, dit gaan terug na die elemente toe van die stoffelikheid van hierdie vervloekte aarde, tot by die wederkoms, dan verander alles. En dit is die opstanding. Prys die naam van die Here. Ja, dit is die verheerlikte liggaam waarvan die woord praat in Filippense. Ek neem so aan, ek het nou nie die skrif hier reg voor my nie. Ek neem aan, dit is die regte, en ek hoop ek antwoord reg in die konteks, want ek kan nou net met kop uit dink presies waar is hy skrif, verwyder waarvan jy nou dadelik verwys nie. Gevind as 'n mens, ek scan uit gou deur, dalk kan ek my oog om optel. So ja, ek neem aan, dit sal dit wees, want as ek sien hoe hy praat hier deur Filippense, is dit 'n moontlikheid om gelykvormig te word. Daar sê, sodat ek hom kan ken. Dit is net amazing hier in Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. So op aarde moet ons aan sy dood gelykvormig word. Ons moet hierdie ou lewe afsterf, hierdie ou mens afsterf, sodat ons gelyk met hom kan wees, soos 1 Johannes 3 ons wel leer. Nou sê, ek is vanaand klaar, mag julle 'n lieflike aand hê, lief vir julle, as jy wil van die Here is môre oggend 5:30 bid en Bybel lees, 5:10 eers bid en dan 5:30 het ons die Bybel lees, bid asseblief ook vir ons vir dit, dat ons broers en susters kan stig en opbou, en baie dankie vir julle liefde, baie dankie vir alles wat jy gedoen het. Volgende week, manlike kind, eindtydreeks, die volgende paar Bybelstudies wat ons gaan, dit is baie insiggewend en baie interessant, en ek glo, ons gaan daar ook perspektief kry oor baie dinge. So as jy eintyd vra het, asseblief stuur dit vir my, en soos wat die vakke opduik, so sal ons wel die vraag kan beantwoord. Nou, lieflike aand vir julle, ons is so lief vir julle, en deel die boodskap, dan na jou tydlyn toe, na jou WhatsApp status toe, sodat almal kan deel raak van hierdie Bybelstudie. Love you all. Kom ons lees gou 3 vers 10. Wees ook navolgers, broeders. Ek dink nie, dis presies daai ene nie.
Selfde is as julle ons voorbeeld. Ek dink daar is dalk 'n tikfoutjie, want hy praat nie daar spesifiek van die verheerlikte liggaam nie. Dalk is dit 'n ander vers. Ons sal dit op 'n volgende geleentheid bespreek, sodra ons die vers kry, en dan kan ons dit uitsorteer. 21, kom ons kyk gou. Wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking. Ja, daar sê hy presies daai ene. So Jesus is in sy verheerlikheid, dit is sy aardse liggaam en sy siel wat verenig het, en dit gaan presies met ons gebeur ook. Dit is presies net so, sodat ons gelykvormig kan word. Dit is net amazing om aan te dink. As jou siel en jou liggaam verenig, is jy gelykvormig aan Jesus Christus, en dit is hoe God ons wel in die begin geskaap het. So is nie arrogant om het te sê nie, is Bybels om het te sê, maar jy moet hom wel dien en in die geloof bly. Daar sê, loof die Here. Lekker aand verder, ons glo dit 'n antwoord. Lief vir julle, lekker doedoe, soos ons bid vir almal. Die Here daal neer van die hemel, met 'n groot geroep van die stem van 'n aartsengel. Met basyne sal hy kom, die wat lewe, sal nie die wat dood is voorwees nie. Met 'n groot geroep, met die stem van 'n aartsengel, die laaste basyn van God opgeneem, verander in 'n oogwink, saam weggevoer, onverganklik, word bemoedig, ontmoet die Here in die lig, vir altyd by die Here. Met 'n groot geroep, met die stem van 'n aartsengel, die laaste basyn van God opgeneem, verander in 'n oogwink, saam weggevoer, onverganklik. Die dood word deur die lewe verslind, die tent word afgebreek gesaai, die lewe opgewek, ewig en onverganklik. Met 'n groot geroep, met die stem van 'n aartsengel, die laaste basyn van God opgeneem, verander in 'n oogwink, saam weggevoer, onverganklik. Kinders van God, deur engele versamel, opgeneem in heerlikheid, ewig by God. Met 'n groot geroep, met die stem van 'n aartsengel, die laaste basyn van God opgeneem, verander in 'n oogwink, saam weggevoer, onverganklik.